Goeiedag geliefdes, dit is Saterdag en welkom by dag 6 van ons reeks Hoe om die Bybel te lees. Ek is so trots op jou, dat jy hierdie week saam volgehou het, saam met my gereis het. 6 dae van groei, van lig, van asem, van gehoorsaamheid en vandag van vreugde. Want uiteindelik, dis waar alles naartoe gaan. Ons lees nie die Bybel net om iets te weet nie, maar om iets te beleef. Ons wil nie net kennis hê van God se woord nie, nee. Ons wil vreugde vind daarin. Nou ek wil jou vandag uitnooi. Lees saam met my Psalm 1 vers 1 tot 3. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is so 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. So familie, wat 'n prentjie. Dawid gebruik die beeld van 'n boom wat geplant is by waterstrome, vrugbaar, vol lewe. Dis nie 'n boom wat self probeer groei nie. Dis 'n boom wat leef uit die bron wat hom voed. En wanneer ons vreugde vind in God se woord, gebeur dieselfde met ons. Ons word gewortel, standvastig, nie gedryf deur emosies of seisoene nie, maar deur die konstante voeding van God se waarheid. Die doel van om Bybel te lees is nie om 'n prestasie te ontvang nie, maar dit is om onsself te verbind. Dis nie om te kan sê, ek het my hoofstuk klaar gelees nie, maar om te kan sê, ek het tyd saam met God spandeer. Let op wat Psalm 1 sê, sy vreugde is in die woord van die Here. Dis nie 'n plig nie, dis 'n plesier. En wanneer ek en jy begin om die woord as 'n vreugde te beleef, word dit nie meer 'n taak nie, maar 'n gewoonte wat vir ons lewe bring. En kyk na die belofte, alles wat hy doen is voorspoedig. Dit beteken nie, alles gaan maklik wees nie, maar dit beteken dat selfs in moeilike tye, bly jy vrugbaar, bly jy gefokus, en is jy in sy vrede, want jy leef vanuit 'n plek van geestelike voeding. So familie, vandag wil ek jou vra, vind jy tans vreugde in God se woord, of voel dit vir jou soos 'n werk om Bybel te lees? Watter gewoontes kan jy vestig om God se woord deel te maak van jou daaglikse ritmes, sodat jy sy vreugde en sy rus kan ervaar? Eindig vandag af en lees weer Psalm 1 vers 1 tot 3. Na hierdie oordeenking, maak jou Bybel oop, lees hom weer en dink oor hierdie beeld. Ek en jy is 'n boom by waterstrome, gewortel in God se teenwoordigheid, gevoed deur sy woord. Familie, vra vandag vir God om jou te help om hierdie week se beginsels vas te hou. Om te lees met begrip, om te luister met 'n oop hart, om te doen wat jy leer uit sy woord, en om vreugde te vind daarin, om tyd te spandeer saam met die Here. Familie, ek wil vandag vir jou 'n gebed doen. Here, ek kom bid vandag, dat ons vreugde sal ervaar wanneer ons met u woord werk, wanneer ons met u woord te doen het. Mag elke beginsel wat ons na hierdie week gekyk het, so geïnk word in ons lewens. Here, dat dit 'n ritme sal word wat vir ons so lekker sal wees. Here, dat wanneer ons Bybels oopmaak, ons nie kan wag om te hoor wat u vandag vir ons deur die skrif wil kom sê nie. Ek bid vir elke persoon wat vandag hierdie woord hoor, wat vandag saam met ons inskakel, wat hierdie week saam met ons gereis het. Mag ons elkeen dit ervaar. Dankie vir die woord. Dankie dat ons kan staatmaak op u woord elke dag van ons lewens. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Familie, weer eens baie dankie dat jy hierdie week saam met ons gereis het. Ek wil jou uitnooi. Skakel môreoggend weer in vir ons aanlyn preek. Maar as jy in Alberton is, 9uur by Alberton High School, kom wees deel van ons diens. En ons kan nie wag om saam met jou te kuier, saam met jou net gemeenskap in God se teenwoordigheid te hê nie. Mag jy 'n wonderlike Saterdag hê. Sien jou môre.